Goeienaand mense, Jaap hier so. Ek het iets interessants ontvang vanaand. Toe ek nou hy Geneva Bybel die 1560 'n bietjie gelees het daar. Het is nogal moeilik om hom te lees uit 'n moeilike Engels. Maar in elk geval, ek het iets daar gesien wat nogal interessant was. Dit het my herinner aan wat Nicolas van Rensburg ons gesê het van hy sien die mense bly in wit tente op die kuslyne, die oos- en weste kuslyn. En wat hy gesien het natuurlik is die uitverkorenes van Israel wat bymekaar kom op een plek met die tweede Exodus wat die Bybel ook van praat. So Nicolas het presies dieselfde gesien wat van die profete in die Bybel gesien het. Hy self het nou nie geweet dit is die tweede Exodus of dat dit is die Israel uitverkorenes wat bymekaar kom voor die slag van Gog en Magog nie. Hy het nie geweet dis waar ons soos op die tydlyn nie, maar ons kan dit nou sien vandag, ons kan sien hoe dinge in plek val daarvoor om te vervul. Dit is besig om te vervul en binnekort gaan dit vervul. En dan gaan die mense weer in tente bly op die kuslyne in Suid-Afrika. Nou, wat het dit te doen met wat ek gekry het vandag? Dit is nogal baie interessant en ek wil gou vir julle hier so wys. Dat Hosea 12 vers 9 sê vir ons, But I am Yahweh Elohim ever since the land of Egypt. Of hy sê eintlik maar soos in die tyd van Egipte. En waarna eintlik hier verwys word is na die eerste Exodus. Toe Israel eers met die eerste Exodus Egipte verlaat het, I will again make you dwell in tents. Net soos met die eerste Egipte Exodus, waar Israel in die woestyne en oral waar hulle gegaan het in tente moes bly, sê Jahwe, hy gaan hulle weer in tente laat bly. Wanneer? Met die tweede Exodus natuurlik. Dis 'n verwysing, hierdie Egipte is 'n verwysing na die tweede Exodus, dat die Israel weer in tente gaan bly. En dit is wat Nicolas van Rensburg ook gesien het, en ons sien dit in die profeetboeke ook. And in the days of the appointed, as in the days of the appointed feast, hy verwys na die feest van tabernakels, en wat mense vir 7 dae in tente bly. En dit gaan weer so wees, en mense gaan weer in tente bly. En soos ek gesê het, wanneer gaan dit gebeur? Kom ons kyk wat sê Openbaring. Want ek het iets gesien in Openbaring, volgens die Geneva Bybel. Openbaring 20 vers 9. They went up on the breadth of the earth, hierdie breadth, en die Geneva sê ook op die plein van die aarde. En as jy die woord opkyk, sê dit plateau, 'n plateau is plat. Hy sê die aarde is plat. Mense kom van verskillende lande af oor die plat aarde om die kamp van die gelowiges te omsingel. And surrounded the camp of the saints. Hy sien julle camp of the saints. Hy sê nie tent of the saints nie, of tents of the saints. Die Afrikaans sê en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefdes staat omsingel. Sien jy die laar? Maar in die Geneva sê iets anders. Hier is Geneva vers 9. And they went up into the plain of the earth and they compassed the tents of the saints about. Amazing, né? Weer eens, hierdie is die Geneva 1560. Die eerste een, hierdie een wat ek gelees het, is die 1599. Hoe kyk hierso? And they went up into the plain of the earth, and they compassed the tents of the saints about. Sien julle? Hulle omsingel die plekke waar die mense, die gelowiges in tente bly. En ons weet, dit gaan gebeur in Suid-Afrika, waar by mekaar kom, in tente. En ek het nogal gedink, dit is nogal amazing. Nou, bevestiging vir die tyd waarin ons is. En soos wat die mense in tente gaan bly in Suid-Afrika, is dit 'n vervulling van verskillende verse in die Bybel, soos ons gesien het, Hosea 12, vers 9, en selfs Openbaring 20, vers 9, is dit 'n vervulling van dit. It's amazing. Ek dink dit is wonderlik. En ek wil ook net genoem het daar verband met hierdie tydperk van die tweede Exodus. Nog iets wat by my opgekom het is dat Jahwe
weer eens, soos met die eerste Exodus, waar hy Moses opgerig het, wat nie so goed kon praat nie, en het Aaron gestuur om hom te help, wat goed kon praat, en hulle moes gaan, en hulle moes Israel gaan bevry, fisies bevry, van Farao af. Hulle moes hulle daar uitkry. Nou net so, stuur Jahwe weer uit, sy gesandte, van hulle kan goed praat, van hulle nie so goed nie. En om die volk vry te maak geestelik, van hulle geestelike boeie en bande, van hulle geestelike slawerny. En dit is die slawerny wat hulle opgetel het in die wêreldse kerke waarin hulle is, wat Christenkerke genoem word, waar hulle leuns vertel word oor Jahwe, oor Yahushua, oor hoe hulle moet leef, waar hulle paganisme geleer word, hulle nog steeds die son aanbid op Easter Sunday, eens kyk hulle hoe kom die son op. Dis sonaanbidding mense. Hulle het dit beoefen, die mense wat Tammuz aanbid. Hulle het ook gaan sit en kyk hoe kom die son op, en op hulle Paasfees. En ander wêreldse dinge wat hulle doen en glo. Jahwe het sy gesandte nou voorberei en hulle uitgestuur om hierdie mense te probeer vrymaak van hierdie boeie. En wat interessant is, soos wat van die mense besef, hulle is geboeid met leuns, hulle is geboeid in die leuns van die kerke, en hulle word vry daarvan. Jahwe sluit die boeie oop, deur sy gees, sy openbarings in hulle harte, en hulle gooi die boeie af, en hulle hardloop uit vry, en Jahwe self begin sy wil, en sy weer aan hulle openbaar. Wat wonderlik is, dit is die doel van ons hier vandag mense. In die tyd waarin ons leef, moet Israel wakker word. En Israel is besig om wakker te word. Die volk is besig om te besef wie hulle is. Hulle is ook besig om te besef wat hulle moet doen, hoe hulle moet leef, wat hulle moet los, agterlaat. Hulle moet daar vrykom van daardie boeie van die kerke, van hulle begin het besef, van hulle besef is 'n harde pil om te swallow, want van hulle gaan hulle families verloor, van hulle gaan hulle vrou of 'n man verloor, wat nie saam met hulle wil wegdraai van die paganisme in die kerke nie. En dit is jammer, maar hulle sal 'n keuse moet maak, en van hulle gaan die regte keuses maak. Dit is hulle wat Jahwe gaan bymekaar maak in Suid-Afrika. Dit is daardie mense wat vrygekom het van hulle boeie af, soos met die eerste Israel, wat fisies vrygekom het van hulle boeie af, en uit Egipte uitgetrek het. So is Jahwe besig om met die tweede Exodus Israel nou eers vry te maak geestelik van hulle boeie af, van die leuns wat hulle geglo het. So mense, laat hierdie saad wat ons saai met ons video's posvat en groei in julle harte, sodat julle ook kan vrykom van die boeie van die kerke en die leuns wat hulle verkondig, van die spinnende bal, wat presies die teenoorgestelde is as wat Jahwe sê in die Bybel. Hy sê die aarde is plat en hy staan stil, hy is onder 'n koepel, hy is op pilare, dis die son en die maan wat roteer bo ons. Al hierdie dinge staan so in die Bybel, en die wêreld sê vir jou is 'n spinnende bal, so jy sal moet kies. Dis een van die boeie, maar daar is baie boeie op die mense wat hulle van moet vrykom. Boeie van 'n 3-eenheid wat hulle 3 persone wil aanbid. En soos ek in my vorige video's vir julle gewys het, die Bybel en Yahushua self sê duidelik vir ons moet net die Vader aanbid en dien, en alleen tot hom bid. As Yahushua so gesê het, dan moet jy dit nou mos doen, want sy woorde gaan jy oordeel eendag met die oordeelsdag. Dan kan jy niemand anders aanhaal nie. So ja, die 3-eenheid, mens al is daar 'n 3-eenheid, by die Openbaring sê Jahwe het 7 geeste, so is hulle nou 10 wat jy moet aanbid. Feit van die saak, die Bybel sê jy moet net die Vader aanbid en dien, en tot hom bid. En so is daar dan ook die wêreldse feeste wat hulle wil hê jy moet vier in die kerke, wat jou weghou van Jahwe af. Enige kompromie wat jy aangaan, hou Jahwe se gees weg om van jou, laat jy nie
openbarings kan ontvang nie. Solank as wat jy kompromieë aangaan met die wêreldse dinge, met die wêreldse kerke, kan Jahweh se Gees nie aan jou wonderlike dinge openbaar nie. Sodra jy jou rug draai op hierdie paganisme wat jy beoefen het, as jy dit begin doen, dan kan Jahweh se Gees dadelik begin en dinge aan jou openbaar. Net soos wat Jahweh se Gees aan my begin, dinge openbaar het toe ek die kerk verlaat het. En jy moet daadwerklik daardie stap neem, mense. Dis moeilik, jy sal dit dalk moeilik vind, maar bid daaroor en laat Jahweh se Gees lei in hierdie saak. Want jy moet hierdie boeie afkry van jou af. As jy bymekaar gemaak wil word in Suid-Afrika met die tweede Exodus. En al sit jy al klaar daar in Suid-Afrika, as jy nie wil ontslae raak van jou boeie nie, gaan Jahweh jou afsny van die volk. Hy gaan jou verwyder, hy gaan jou doodmaak of jou kry laat jy die land verlaat. Een of ander ding gaan hy doen. Maar hy gaan nie toelaat dat die mense wat graag geboeid wil bly, saam in daardie land gaan wees met die mense wat gewillig is om op te hou wetteloos leef. Jy moet ophou wetteloos leef, mense. Dit is deel van die verlossingsproses. En dit is wat Joshua ons geleer het. En jy moet vir hom luister. Toe die man hom vra, wat moet ek doen om gered te word, toe sê hy, jy moet die gebooie van Jahweh onderhou, en toe noem hy die 10 gebooie op, of hy het begin die gebooie opnoem. So hy het vir ons duidelik laat verstaan, wat se gebooie hy van praat. Hy het nie nuwe gebooie opgedis, of uitgedink, daar on the spot, nie. Hy het Jahweh se gebooie aan die mense verkondig. Net soos hy self gesê het, dat net wat hy die Vader gehoor sê het, het hy gesê. En die Vader het ons vir ons die gebooie gegee, en dit opgesê vir die mense, vir Israel. In elk geval, mense, dit is die boeie wat julle moet afkry van julle af. Die goeders wat die kerke julle geleer het, wat nie Bybels is nie, wat teen die Bybel is. En as julle daarvan vrykom, dan kan Jahweh sy spesiale beskerming oor julle plaas, en dan hoef julle nie meer bang te wees vir enigiets nie, want dan sal Jahweh julle kan beskerm, want julle het nie meer kompromieë wat julle aangaan met Satan en met sy paganisme en sy wêreldse dinge nie. Julle is apart, dan is julle apart vir Jahweh, en dan kan sy engele julle beskerm. Wanneer julle terugdraai na sy naam toe, julle noem hom op sy naam, julle rus op sy Sabbat, wat Saterdag is, julle kyk na sy feeste, om dit te probeer onderhou, die beste wat julle kan, julle draai weg van die wêreldse feeste af, julle aanbid net Jahweh alleen. Hierdie dinge, mense, is uiters belangrik. Julle word besny in julle harte, baie belangrik. Julle laat julle doop, dis baie belangrik ook. Die Bybel sê duidelik, jy moet jou laat doop na jy glo, soos Markus 16:16. En ja, wat Joshua vir Nicodemus gesê het, jy moet gebore word deur gees en water. Vir die gees, om die gees te hê, moet jy deur die water gaan ook. Jy moet ook gedoop word, net soos Joshua, volgens sy voetspore. Hy het vir jou die voorbeeld gestel. Dis dinge wat jy moet doen, mense, dan is jy op die regte plek, geestelik. En dan kan jy jou fisies weer by mekaar maak. Maar die eerste stap sal jy moet neem. Jahweh gaan nie kompromieë aangaan nie, hy gaan nie teen sy wil gaan vir jou nie. Jy moet verander, Jahweh gaan nie verander nie. En soos wat ek in my lewe geleer het, mens moet gehoorsaam wees en dan ontvang jy openbarings. Sodra jy gehoorsaam is in 'n saak wat die Gees aan jou openbaar, dat jy iets moet doen, dan daarna eers, partykeer ontvang jy van die openbarings daaroor. Maar kry julle lewens reg, mense. Fokus op wat belangrik is, die gebooie, begin dit doen. Draai weg van die mense wat jou probeer weghou van jou as 'n gebooie af. Dit herinner my aan Jesaja 8:20, wat sê, according to the law and the testimony, if they do not speak according to these words, there is no light in them. Hierdie pastore en dominees en priesters en almal wat vir julle preek, en julle probeer weghou van die gebooie af, en sê dis nie belangrik nie, of dis vervang. Mense, daar's geen lig in hulle nie.
Hoe kan julle dan vir hulle luister as hulle in die duisternis is? As hulle self in die duisternis wandel, dan kan jy hulle mos nie volg nie, dan gaan jy saam met hulle in die gat val. En daardie gat waarin jy gaan val is die hel. Want die Bybel sê duidelik, as jy wegdraai van Jahwe se gebooie af, nadat jy die waarheid ontvang het oor Yahushua, en wat hy vir jou gedoen het, dan is daar geen vergifnis meer vir jou wetteloosheid nie. As jy opsetlik wetteloos leef, na jy Yahushua aanneem as jou verlosser, nadat jy Jahwe aanneem as jou verlosser. Hebreërs 10 vers 26 tot 29. Dan vertrap jy Yahushua en jy verwerp sy bloed as nutteloos. Dis wat daar staan, mense. Ek wil nie hê julle moet in daardie posisie wees nie. Dis hoekom ek julle waarsku, en dis hoekom ek is nie 'n dominee of 'n priester of pastoor nie. Ek is nie in 'n kerk opset waar hulle my dwing om sekere dinge te preek nie. Ek is vry van daardie dinge en ek kan vir julle die volle waarheid verkondig hier op die internet. Dis nou net, hang maar net van julle af of julle het gaan ontvang of nie. Gaan bid oor wat ek sê, gaan kry bevestiging daaroor. Maar mense, die Bybel sê duidelik, ons moet in Yahushua se voetspore volg. Hy het die gebooie onderhou. 1 Johannes 3 vers 5 sê hy was perfek, dat hy die gebooie perfek onderhou het. Volgens sy voetspore. Matteus 5 vers 48 sê Yahushua, dat ons moet perfek wees soos ons Vader in die hemel perfek is. Yahushua wil hê ons moet daarna streef, om perfek te wees. Nou, almal maak foute, maar dit lees ons in 1 Johannes 1, dat as jy sondig, as jy foute maak, is daar vergifnis vir jou as jy streef om die gebooie te onderhou. As jy wandel in die lig soos wat hy in die lig is, dan is daar vergifnis vir jou sondes. Die lig is die wet. As jy in die wet wandel soos wat Yahushua in die wet is, dan is daar vergifnis as jy foute maak. Maar as jy, soos ek gesê het, opsetlik wetteloos leef, nadat jy weet dat jy is veronderstel om dit te onderhou, dan is daar nie meer vergifnis vir jou sondes nie. Die Bybel is baie duidelik, mense. Hou op om dit wat Jahwe vir jou gesê het, te verdraai. Want al wat jy doen is, jy verdoem jou siel. Dus jy sê woorde verdraai, verdoem jy jou eie siel na die hel. En dis 'n plek waaruit jy nooit sal kan kom nie. En daarom, mense, dis nie sommer 'n klein saakie hierdie. Dis 'n groot saak. Jou ewigheid hang daarvan af. En dit gaan nie eers oor net die tweede Exodus of Israel wat bymekaar gemaak word nie. Dit is baie groter as dit. Dit gaan oor jou ewige toestand. Jou siel, waar gaan jou siel eendag? Waar gaan hy wees? In die hel of die hemel? Dis waaroor dit eintlik gaan. En dis waarop jy moet fokus. Kry jou siel in die hemel. En om dit te kan doen, moet jy deur geloof in Yahushua die gebooie onderhou. Net soos wat die gelowiges gedoen het, soos ons lees in Openbaring 14 vers 12 en 12 vers 17, 2 Timoteus 3 vers 15 en dan in Matteus 24 vers 12 en 13. Deur die gebooie te onderhou, met mens volhard daarin tot die einde toe, dat jy gered kan word. Baie belangrik, mense, is 'n proses. Dis nie 'n skietgebedjie en dis dit nie. Yahushua is die hek waardeur jy gaan. En jy kom deur die hek, deur daardie gebed van repentance, en dan wandel jy op die nou pad, want Yahushua sê, na die hek is daar 'n nou pad, en die nou pad is die gebooie. En hy sê, die breë pad wat na die hel lei, daar is baie mense daarop. Die breë pad is die wettelose pad. Die mense wat nie begeerte het om hulle lewens te verander nie, om Jahwe se gebooie te gehoorsaam nie. Dis die breë pad. En ons weet, die Bybel sê waar lei daai pad heen. So mense kom van daardie pad af en bly op die nou pad, sodat julle Jahwe se beskerming kan geniet. Want die Bybel sê ook, die wat wetteloos leef, Jahwe druk sy ore toe vir hulle gebede. Jahwe hoor nie die gebede van die mense wat opsetlik wetteloos leef nie. Onthou dit, is baie belangrik. So groete vir julle, en dis wat ek vir julle wou meegedeel het vandag. Ja, daar is gesandte van Jahwe, wat soos Aaron en Moses, die volk probeer uitlei, uit ballingskap uit. En die eerste ballingskap is die geestelike ballingskap,
En dan is daar 'n fisiese uitkoms van die volk na Suid-Afrika toe. Geniet julle aand, totsiens.